Is te kort, hy kan nie by hom kom nie. Testing 1, 2. Ja, hartlike goeiemôre hier van Dispatch Hoërskool op die Dani Gerberveld waar ons eerste wedstryd gaan afskop. Man daar in die middel wat vir môre die wedstryd begin met die Rodney Bonaparte. 'n loskrim wat gevorm word, Dispatch wat die bal agter laat loop. Voorspelers wat daar indryf. Loskrim wat nou plaasvind. Voordeel wat gespeel word. Bersig wat onkant gegaan het. Steeds is die bal in die agterlyn, steeds is dit Dispatch wat vorentoe beer, Dispatch wat hier so vanmôre vir ons sê, Jamesie, welkom hier in die kommentaarhokkie wat sê, ons is hier vir besigheid, ons wil die Metro Series op 'n hoë noot afskop en die eerste strafskop van die wedstryd. Baie dankie Nando. Ja, is 'n goeie begin hier deur Dispatch onder 15 wees. Lekker fases vroeg opgesit. So strafskop gewen, manne wat van kantlyn toe gaan. Natuurlik hier onder 15 wees wat die eerste wedstryd afskop hier van die Metro Series tussen Dispatch, Bergsig en Otto du Plessis. En dan natuurlik donderdag Bergsig teen Otto du Plessis op Bergsig se veld. Ja, verseker Jamesie, wat 'n lekker Metro Series of rugby wat op ons wag. Ouers wat lekker hierso al vroeg op die paviljoene sit om hulle seuns te ondersteun en dit is lekker om te sien. Hoog word daar gerank deur Dispatch in die lyn staan, bal wat hier na die loskakel toe kom. Hy laat loop na nommer 12, nommer 6 vleuel, flank wat daar inbeer, maar hy slaan aan. En nou 'n vaste skrim wat gevorm word, geleentheid vir Bersig om verligting te bring. Ja, was baie bal aan te slaan, daar was 'n baie goeie lyn staan. Bergsig wat die bal by die skram kan ingooi. Kan jy iets hoor? Ja, eerste vaste skram van die wedstryd. En dit is gewoonlik Jamesie waar jy kan sien wie die bo toon gaan voer in die skrams. En verseker wil ons hierso kyk of Bersig hierso verligting kan bring. Ja, ons sal kyk om uit hierdie rooi area van hulle te kom. Baie goeie skram maar deur Dispatch. Skramskakel wat opkom met soek vir die bal. Hy speel klein kantjie toe. Senter wat binnekant toe breek, maar goeie verdediging deur Bergsig. Dan gaan speel hulle weer klein kantjie toe. Lyk vir my soos die hakker van Dispatch wat goeie meters maak. Speel weer klein kantjie toe. Groot om 'n 3-stit van Dispatch. Dan gaan die bal agterlyn toe. Binne senter wat hom op die voet sit, hoekie toe. Ongelukkig het hy hom net te veel voet gegee. Ja, belovende stukkie spel deur Dispatch. Ongelukkig kon hulle nie daar afrond met punte nie. En dit sou uitmuntend 'n stukkie spel gewees het. As hulle daar kon afrond met 'n 3, maar nou 'n vaste skrim of 'n lyn staan wat gevorm kan word met Bersig se nommer 2 wat die bal kan ingooi. Al wat verloor word deur Dispatch in die lyn staan en dan word hy aangeslaan deur 'n Bersig. Voordeel wat gespeel word vir 'n aanslaan. Dispatch wat met mening aanval hierdie eerste 3-4 minute is dit Dispatch op die aanval. Vaste skrim wat nou gevorm kan word met Dispatch wat die bal kan ingooi. 'n Guldige geleentheid hier om punte aan te teken, Jamesie. Van die wedstryd wat net Dispatch is. Goeie aanvalsposisie vir hulle hier so 20 meter van onder die pale af, 5 meter van die doellyn. Skramkakel, ons het nou net die team sheets gekry. Lyk soos Leedsit wat die bal gaan ingooi. Bal wat agteraan geslaan word deur die nommer 8 Mikael. Baie ongelukkig. Guldige geleentheid vir Dispatch daarmee heen.
En nou 'n vaste skrim wat gevorm kan word met Bersig wat die bal kan insit. Bergsig wat gelukkig is op hierdie stadium met die foute wat Dispatch maak, maar hulle is nog nie uit die moeilikheid uit nie. Vorige skramme was Dispatch baie sterk. Al wat agterop getel word deur die skrimskakel, maar aangeslaan word deur die loskakel agtertoe. Gelukkig vir hom, bal wat nie geskop word. Nommer 22 van Dispatch wat die bal aan opneem. Loskrim wat nou gevorm word. Steeds is dit Dispatch wat vorentoe beer. En dan is die bal oor die kantlyn. Wat 'n goeie stukkie verdediging deur Bersig op hulle doelpale. Ons sien hier in die beeld vir meneer Jay de Koning, wat ek voorheen by Bergsig betrokke was, wat nou hier by Dispatch onder 15 B's is, ons seker of van hy sal 'n groot verskil maak. Man wat ook natuurlik betrokke is by die Mighty Kings. Dan sit Dispatch, Small, nummer 5 slot, Andre. Dan sit Richard. Baie mooi opgetel daardeur. Dit lyk soos 'n wet. Fris, groot voorry van Dispatch. Nog steeds Dispatch bal. Richard. Sien nommer 7 flank Jantes. Doorskakel, bal wat nou agterlyn te beweeg. Lyk of die skeieregter hier kaart van Ideal. Ongelukkig hopeloos te veel strafskoppe in Bergsig se, soos wat hulle in Engelsman sal sê, Bersig. Ja, verseker Jamesie, strafskop daar. Geel kaart wat gegee word. Daar was 'n clear line break opportunity vir punt om aan te teken. En dit is die rede vir die vir die geel kaart wat saam met die strafskop gaan. En wat ek kan besluit wat om te doen nie. Lyk of hulle voor gaan speel. Is Jaker die handry. Is nog steeds die handry. Hy is op die 5 meter. Lyk of Bergsig om besig is om op te hou. Hy gaan grond toe. Weer 'n strafskop. Jamesie, dit word nou 'n bekommernis. Dit is die soveelste strafskop in die area van Dispatch of in die area van Bersig. Dis die wet, die grootste daar van Dispatch wat oorduik vir die eerste 3. Ja nee, is Bersig se dissipline wat hulle hier in die steek laat. Ja, nee! Ja, nee! Dan sit Elijah wat van Paul toe aanneem vir Dispatch. Dit lyk of hy ongelukkig misgeskop het, maar die Dispatch wat voor is in die eerste 8 minute van hierdie Metro Series 2026. 5-0 vir Dispatch onder 15B. Kan jy die referee hoor? Die referee kan jou hoor? Die coaches wil hulle moet. Ja, die skeieregter wat dan hier die afrigters roep. Manne wat nie voldoen aan die protokol van SA Rugby nie. Alle afrigters mag onder geen omstandighede roam langs die veld nie. Almal moet in hulle tegniese area in die boks wees en dan ook terselfdertyd niemand is toegelaat aan die binnekant van die speelgebied hier in by enige rugbywedstryd reg oor Suid-Afrika nie. Relatiewe kort afskopbal van Bergsig. Skramskakel wat daar laat loop na die voorryman. Lyk soos 'n wet. Hy maak 'n paar meters van afgrond toe.
'n skramskaker Luchet wat daar grond toe gevat word. Dan speel hulle agterlyn toe, maar is ongelukkige aanslaan. Werp sig bal. Ja, is vir goeie rede dat hulle die velde so toemaak. Vir al die ouers en toeskouers. Ek lyk daai mic dan nie so lekker ook om hy was om dat te doen. Okay, raak. Sê dit nie. Ek het hy. So lekker aan. Kan jy stewig draaien, nee. Kan nie stewig draaien daar nie. So betekenis ja. Vaste skrim wat nou gevorm word, Bersig wat 'n geleentheid kry, bal in te sit, maar daar word 'n vaskop gehak, bal agterop getel, deur die nommer 9 van Despatch. Bal word op die voet gesit, Despatch wat die jaag. Bal wat hier in die hande gekry word deur Bersig, maar hy hardloop oor die kantlyn. 'n Lyn staan wat nou gevorm word. Swak opsie van 'n man aan die buitekant te probeer omgaan. Die ander uit die hakker van Despatch wat die lyn staan van voor. Dis sover die eerste 10 minute van hierdie wedstryd wat dit net Despatch is. Dinge wat positief lyk vir Despatch. Ongelukkig word aangeslaan deur die slot van Despatch Bersig. Gaan grond toe. Op die kwartgebied van Bersig. Hulle speel voor. Dan sit die flank van jammer die hakker van Bersig wat binne te breek. Loskakel wat gaan verligting soek. Bal wat stadig gemaak word daar die Despatch, maar hy kom uit. En hy word afgevat deur Despatch. Is de Wet. Groot stit van Despatch wat die bal afgevat word. Is 'n hele paar hanteerfoute deur beide spanne. Ons moet ook onthou dis nog heel wat nat hier van gister se reën. Veld wat in pykondisie is hier op Despatch by die Dani Gerwig Stadion, Rassie Erasmus Paviljoen. Wat 'n skrim wat nou gevorm gaan word met Bersig wat die bal kan ingooi. Rood skrim. Maar die skeieregter bespeer daar dat die hakker se voet op was voordat die bal ingesit was. En nou 'n geleentheid vir Bersig hier om weg te kom uit die gevaarsone. Bal wat opgeneem word deur Luan Meyering. Ja, hy sal moet laer afgaan. So groot stit kan nie so hoog ingaan nie. James, dit lyk net al te veel vir my asof Bersig nie 'n plan het om hier weg te kom uit hulle gebied uit nie, maar die bal word veld afgeskop, die nommer 6 flank wat meters voor die skopper is. En daar's 'n strafskop en 'n geleentheid hier vir Despatch om weer punte aan te En is teken. Despatch wat vinnig speel. Jant is die 7 flank. Gaan hy daarna die nommer 6 flank. Lyk soos Duncan. Hy maak goeie meters. Hulle is nou so 10 meter van hulle doellyn. Steeds 'n voordeel wat gespeel word, te veel penalties wat afgestaan word hier deur Bersig. Steeds is dit Despatch wat voorbeer, maar die bal wat verloor word. En is omtrent die 8ste strafskop wat Bersig in 13 minute afstaan. Wat 'n groot kopseer vir hulle is op hierdie huidige oomblik. Interessant wees om te sien wat dit lyk of hulle voor gaan speel. Nommer 18 wat daar vorentoe beer, hy's 'n meter van die doellyn, loskrim wat opgesit word, bal kom agteruit, maar hy word aangeslaan deur Despatch. Guldige geleentheid daarmee heen. Dit kon die telbord dat aangroei het na 10 punte teenoor 0 met so wat 14 minute se speeltyd wat verby is. Guldige geleentheid daarmee heen vir Despatch. Vaste skrim wat nou gevorm word. Ja, is baie ongelukkig daar vir Despatch. Maar het omtrent 90% van hulle skrams gewen. Het was ongelukkig vir die vorige een waar die hakker se voet klaar in die lug was.
Dit lyk weer na 'n goeie skram van Dispatch se kant af, maar as Bergsig wat hom kry, loskakel wat gaan verligting soek, gee daar laat hom die agterlyn afloop. Ek weet nie wat die idee daar was nie. Maar hulle sal moet wegkom hier. Ja, wat die plan daar was van die Bergsig agterspelers, die kan ons nie vir u sê nie, maar gewoonlik normale rugby is, daai geval skop jy die bal veld af, maar hulle het besluit om te hardloop, en nou sit hulle self onder druk, geleentheid nou hier vir Dispatch, om weer punte aan te teken. Loskrim wat nou gevorm word, opgetel, aan die agterlyn af word daar ingedryf, steeds is dit Dispatch wat vorentoe beer, Dispatch wat punte soek. Skeieregter is op die vletjie, hy sê die bal was opgehou, vaste skrim met Dispatch wat die bal kan insit. Ja, hier onder 15 spannetjie van Dispatch wat goed afgeraag lyk. Manne wat omtrent 95% van die bal het en 90% omtrent in op die doellyn van Bergsig boer op hierdie oomblik. Lekker sterk in die skrams. Op die stadium is dit net die klein dingetjies wat bietjie pla in Dispatch se kant, soos die hantering, maar ons verstaan dit. Vroeg in die oggend. Hou is nog nie so lekker van die gras af gespeel nie. Baie goeie skram haal hier Dispatch, bal gaan agterlyn toe. Ons in die loskakel wat op sy eie gaan. Hy is 'n meter van die doellyn af. Bal wat weer agterlyn kans. En is hy heel agter van Dispatch wat gaan druk. Luckily. Baie goeie spel deur Dispatch. So die loskakel van Dispatch, Elijah wat gaan paal toe aanlê. Telling wat opskuif 10-0 toe. En sover is dit net Dispatch in hierdie wedstryd. Ja, Jamesie verseker, ons het nog geen aanvalsgeleentheid van Bergsig gesien nie. Bergsig wat in hulle eie 22 meter vasgepen word deur 'n Dispatch, en hulle word net geforseer hierdeur ongedwonge foute wat Bergsig maak, oordeelsfoute, manne wat besluit om in hulle doelgebied te hardloop, en hulle sit hulle self onder druk, en dit laat die telling dan nou aanskuif daar 10 punte teenoor 0 met so wat 18 minute speeltyd wat verstreke is hier in die eerste kragmeting van die Metro Series 2026. Ja, buite nie aan die foute wat hulle maak, is die besluitnemings wat die besluite wat hulle neem. Weer 'n loskrim wat gevorm word, bal word agterlands, loskakel wat op die voet sit, sy vleuel wat daar deurkom, gaan hy hom kry? Nee, die kantlyn wat wen. En goeie verligting wat gebring word deur die loskakel van Dispatch. Ja, is basiese dinge. Dispatch wat besluit, hulle gaan nie in hulle helfte speel nie. Sodoende is dit hulle onmiddellik weer druk op Bergsig, alhoewel dit 'n Bergsig lyn staan is, maar hulle is in hulle gebied weer eens, direk van die afskop af. Veral met junior rugby, as jy die basics reg doen, dan kan 'n ou net bou daarop. So nou sien hoe gaan dit met Bergsig se lyn staan. Word afgeneem maar deur die nommer 7 flank van Dispatch, Jantes. Bergsig wat hom terugwen. Dan gaan hy agterlyn toe. Swak aangee deur Bergsig. So doen daar aanslaan, Dispatch bal. Ja, Jamesie, as al te veel of dinge net nie wil uitwerk vir Bergsig nie. Hulle kry die bal, maak foute,
En dan gee hulle weer sodoende besit terug aan die Spets. En dit is wat die Spets wil hê. Hulle soek die bal in hand, hulle wil 'n geleentheid hê om te hardloop met die bal, om vir mense te wys, ons is hier om rugby te speel, en hoe goed ons afgerig is gedurende hierdie afgelope tyd. Weer 'n vaste skrim wat nou gevorm kan word. Skatsregter wat bedaai daar vir Bergsig se agterlyn dat hulle moet terug. Ja, mens kan sien die 115 spannetjie van Dispatch is goed afgerig. Meneer Jay de Koning met sy stempel afdruk daar. Bal wat ingesit word deur die Spets met die vaste skrim. Opgetel deur die skrimskakel, laat loop na die nommer 10. Hy laat loop aan na die buitesenter wat daar in dryf. Pragtige verdediging sover deur Bergsig. Hulle gee nie net sommer bes nie. Losgemaal wat nou plaasvind. Steeds is dit die Spets wat vorentoe beer. Agterop getel, aan die klein kantjie omgespeel. Pragtig in sy spore gestuit. Strafskop. Goeie verdediging deur Bergsig wat vir hulle daar die strafskop gee. En dit is wat 'n mens wil sien. Manne wat bereid is om hulle lewe op die spel te sit, om hierso seker te maak dat sy span nie punte afstaan nie. Losskakel van Bergsig wat die kantlyn opsoek. Baie goeie skop. Hulle is omtrent so 10 meter van die Spats se kwartgebied. Basies op die 10 meter. Eerste regte aanvals kans hierso vir Bergsig. Eerste lyn staan net nie goed gegaan nie. Springer wat vroeg opgetel word, bal wat vorentoe verloor word. Dan is dit die Stid de Wet wat aanslaan. Dan is dit weer Bergsig bal. En Bergsig skram. Bergsig wat gelukkig is om weg te kom hiermee. Skramskakel wat die bal in die verkeerde kant van die skram wil ingooi. Een van die Bergsig afrigters wat hier vir hom skryf van die ander kant af. Van die diskant se kantlyn wat sê hy moet aan die ander kant gaan ingooi. Baie groot goeie skram hier deur Dispatch. Dan speel is Bergsig se agste man wat optel, hy speel klein kantjie toe. Baie goeie verdediging deur Dispatch. Skramskakel wat nie weet wat om te doen nie. Sit die losskakel onder onmiddellike druk, bal word verloor. Dan sit weer Dispatch wat op die aanval is. Dit lyk soos te wet, die groot Stid van Dispatch wat goeie meters maak. Weer 'n loskrim wat gevorm word, opgetel deur die nommer 9. Hy laat loop in die agterlyn en dan is die groot voorryman wat daar indryf. Hy word pragtig dopgehou, steeds is dit Spets wat vorentoe beer, opgetel deur die nommer 9. Hy besluit, die nommer 10 wat besluit, hy wil die bal hier veld afskop, pragtig ingewak deur Bergsig. Hulle begin met 'n teenaanval. Losgemaal wat nou plaasvind. Skeieregter wat hard op die vletjie blaas, strafskop. Geleentheid die vir Bergsig om verligting te bring. So die losskakel van Bergsig wat die kantlyn gaan opsoek. Baie goeie skop. Maar op hierdie stadium weet ek nie of dit die regte opsie is nie, want hulle lyn staan werk nie so goed nie. Klein staan wat nou geroep word deur die span van Bergsig. Ook wat daar gerank word, die hakker wat die bal op tel van Bergsig, dit steeds, die hakker, dit lyk na 'n stukkie belovende spel. Steeds is die Spets wat vorentoe beer. Hier is geleentheid. Skeieregter se arm wat uit is 'n voordeel. Hy bedui daar was 'n gevaarlike duikslag en hy kom terug vir die strafskop. Geleentheid die vir Bergsig om te speel.
Ons het die kaptein van die 115 wat sê hulle moet kantlyn toe. En vir die eerste keer na 24,5 minute is dit Bergsig wat op die doellyn is van Dispatch en 'n goeie geleentheid vir hulle om punte aan te teken indien die lyn staan goed uitwerk, maar op hierdie stadium was hulle gelukkig om die vorige een te wen. Dan word afgeneem deur Dispatch en aangeslaan deur Dispatch. En dis aan die eerste helfte wat verby is, 10-0 vir die span van Dispatch onder 15B. En ons sien julle in die tweede helfte. Kijk, wil net in de gang komen. Maar het lijkt je of nou Bergsig gewoon afgeruk is nie. Jo. Werner, nou, jy is dan nou, kom bel die mens, so, julle dit onder mekaar het, ek is moet nou nie daar. Wat sal uit nie? Wat sal uit is? Yes. Yes. 9 o'clock, ja. Sorry man, ek was bezig om te commentate uit, dus kom ek jou net terug weer. Okay. Okay, sure. Alright. Sê die even sy mic aansit. Mic is aan. Hierna lijkt het die span nog niet te oefenen. Zit nie maar hou nie luister nie. Tailbone. As hy nou aan, net om nou aan gesit. Ek is bang vir die stoele, jong. Maar met die fucking stoel, breek die stoele so met sit. Ik weet niet waar lang rol. Welkom terug hier by die tweede helfte. Dis die Metro reeks
onder 15B wat die reeks afskop tussen Bergsig en Dispatch. Bergsig wat 10-0 voor is op hierdie stadium. Agter is bedoel ek Dispatch wat 10-0 voor is en goed afgerigte spannetjie hier van Dispatch. Skamskakel wat kleikantjie te speel. Ja, Jamesie, verseker, 'n mens kan duidelik sien, hierdie manne weet wat om te doen, wanneer om te doen. Guldige geleentheid nou vir Bergsig, hulle is hier op die 22 van Dispatch, geleentheid vir hulle om dan te kyk of hulle nie hier punte kan aanteken nie. Goeie drukhaal van Bergsig op die loskakel van Dispatch, Elijah. Bergsig wat Dispatch wat klein kantjie speel, dan word hy afgevat daar deur die man van Bergsig en hy hardloop deur. Pragtige James, opportunistiese drie, die manne wat, ons almal wat gekyk het vir Dispatch wat besig is op die aanval, en toe ons weer sien, bal wat afgeneem word deur Dispatch, agter Bergsig, en hulle hardloop deur vir die eerste drie van hierdie kragmeting vir Bergsig, met so wat 'n minuut speeltyd in die tweede helfte. Ja, baie goeie drie daar uit gebroke spel uit. Die vleuel van Bergsig wat gaan aanlê paale toe. Ongelukkig. Waar hy daar 'n skopkegel. En hy jaag hom tussen die paale deur en is 10-7 vir Dispatch. Ja, James, as die begin van 'n terugvegpoging deur die 115 B's van Bergsig. Seker van meneer Jonker het 'n paar harde woorde gepraat daar met die seuns. Halftyd. Elijah wat die spel begin, word diep afgeskop. En as die bal word aangegee daar deur die loskakel van Bergsig, maar so swak aangee, ongelukkig vorentoe. Jamesie, weer is Bergsig, die alles hulle eie ondergang in hierdie kragmeting. Hulle het so paspunte aangeteken, dan besluit die loskakel, hy wil hardloop uit die gevaarsone uit. Dit is typies dat dit nie moontlik is dat jy uit daardie gebied uit kan hardloop nie. Die logiese ding was bal te kry, bal te secure en die balveld af te skop. Ja, kom net uit jou eie gebied uit. Nou is dit weer 'n guldige geleentheid vir Dispatch. Binne senter wat binne toe sny wat dit deur steekskoppie deurgee. Die skamskakel van Dispatch wat tik. Word so 10 meter gemaak, vir nommer 17. Dan word aangeslaan in Dispatch. Bergsig sal wil wegkom hier uit hulle gebied uit. Binne senter wat weer besluit om te hardloop. Wat ek nie kan verstaan nie. Maar gelukkig vir Bergsig is dit 'n strafskop. Hulle besluit weer om die kantlyn toe te gaan nie, speel liewerste met die voorspelers. Man wat een verdediger klop. Skakel wat wag vir die bal. Dan word dit afgeslaan deur die vleuel van Bergsig. Dan word die bal uiteindelik veld afgejaag. Goeie loopie daar deur die man van Dispatch. Word meegeding op die grond vir die bal. Goeie verdediging deur Bergsig. Bal kom agterlyn toe vir Dispatch. En dan is die haker die aandraai wat goeie meters maak. Hy gaan grond toe.
Dispatch steeds op die aanval. Goed deurgebreek, daar deur die voorryman van Dispatch. Nommer 6 flank, Duncan van Dispatch. Dispatch wat nou hier op die kwartgebied is van Bergsig. Dan is dit Duncan wat goeie meters maak. Hy klop 1 man, hy klop 2 manne. Hy gaan grond hier, nou kort Dispatch vinnig gebou. Binne senter wat goed verdedig word daar deur Bergsig. Skeieregter is op die fluitjie. Ja nee James, verseker, ek het gewonder wanneer die skeieregter sy geduld gaan verloor. Te veel penalties deur Bergsig in hulle eie gebied, in die rooi zone. Dis penalty op penalty op penalty. En een of ander tyd moes dit gebeur dat daar 'n geel kaart kom. Ja, dis nou die tweede geel kaart vir Bergsig. Eerste helfte was dit ook min of meer 5 minute in die eerste helfte, die eerste geel kaart. Swak dissipline. Die ander wat goeie meters maak. Skramskakel. Duncan. En is 'n baie goeie 3 daar deur die 6 flank Duncan van Dispatch. Ja, met aanskuif 15-5 Dispatch. Net so kort voor 7 minute in die tweede helfte. Jy nog wat ga jy sommer drop? Bergsig wat sal bietjie moet dink oor hulle spelpatroon, keuses wat hulle maak in hulle eie gebied en veral hulle swak dissipline in die rooi sone wat hulle op hierdie stadium kos. Tweede skop van loskakel Elijah. Relatiewe maklike skoppe wat hy gemis het voor die pale. Ja, Jamesie, die telling wat dan aanskuif nou na 15 punte teenoor 7 met so wat 7 minute wat verstreke is of 7 minute verstreke in die tweede helfte van die eerste kragmeting. Ja, Bergsig hulle eie grootste vyand in hierdie kragmeting. Ja, wedstryd wat getuister word oor die algemeen oor swak hantering en ek dink is baie van hierdie mannetjies se eerste wedstryde vir die seisoen. As jy reg is. Bergsig wat spel begin. En Dispatch wat goeie meters En maak. voordeel, Ongelukkig aanslaan, voordeel verby. skram. Fine. Scrum. Goeie skram nou deur Dispatch. Skramskakel wat gevang word daar. Maar kom tog los en voer die bal vir die agterlyn. Man wat binne toe sna, hy klop verdediger amper. Dan word daar gekompeteer deur Bergsig en hulle wen die strafskop. Dispatch wat die bal vashou op die grond. Word vinnig gespeel deur die vleuel van Bergsig. Hy soek manne aan sy buitekant. Goed gedoen deur die nommer 14. Hy doen goed, pragtig word hy laag gevat. Bergsig geleentheid nou om aan te val in die 22 van Dispatch. En as dat die groot voorspeler wat alleen daarin weer bal wat afgeneem word. Ja, verseker Jamesie, Bergsig wat net nie aangeswitch is nie. Gulde geleentheid met 'n agterlyn wat oop is. En die man besluit hy gaan alleen hier aan die binnekant deurgaan. Bal word afgeneem en nou is hulle weer op die verdediging. Baie goeie skop daar deur Dispatch. Manne wat staandag lyn staan te kom.
Span van Bergsig wat hulle tyd vat met die lyn staan, hè. Ongelukkig kan hy nie maak of hy ingaan nie, so is 'n kort arm vir Dispatch. Hulle gaan soek om vinnig te speel, bal kom in die agterlyn af. Dan is daar moeilikheid aan die buitekant. Bal word verloor deur die heel agter Lackley. Bergsig wat van verligting soek hier uit hulle kwartgebied. Akker wat op sy eie gaan. Man wat die bal van die kant af op die grond speel. Bergsig wat nie kan besluit wat hulle gaan doen met die strafskoppie. Daar word vir die voorspelers gegee en word direk by die lyn uitgetackle. Ja, as net nie besluit neem Staan onder die pale. wat vir my snaaks vreemd is. En dis 'n geel kaart daar vir die skramskakel. Legend. Eerste verdediging word gebreek daardeur Bergsig, baie goeie loop hier deur die voorryman. Loskakel wat binne toe breek en op die voet sit. Ongelukkig die bal wat net verkeerd bounce. Ja, Jamesie, daai sou 'n goeie stukkie spel gewees het. Die bal wat net nie gunstig wip vir die loskakel van Dispatch. Aslumile, dan is die skrimskakie wat daar deurbreek. Steeds is die skrimskakel op sy voete, voordeel wat gespeel word. Guldige geleentheid nou vir Bergsig om hier punte aan te teken. Die skramskakel wat vir die stit gee. Dan gee hy vir die vleuel. Hy klop die eerste verdediger word uitgegee. Dan trap hy binne toe dis heel agter van Bergsig wat deurbreek en hy verloor die bal basies op die doellyn, baie ongelukkig. En dis 'n strafskop vir Dispatch. Jamesie, so het en daar was punte vir Bergsig. Ongelukkig dat die nommer 15 die bal op die doellyn verloor. En dit spreek boekdele van hierdie kragmeting. Ja, dis baie ongelukkig vir Bergsig. Dis Duncan, nommer 6 flank van Dispatch wat daar besering het op die oomblik. Nog so 13 minute oor van die tweede helfte van hierdie wedstryd. Solank Bergsig net hier in die helfte van Dispatch bly, kan die wedstryd basies nog enige kant toe gaan. Stelling wat 15-7 is. Liza wat die kantlyn opsoek. Redelik meters wen, hulle is nou op hulle eie kwartgebied. Ingooi Dispatch. En is vroegoggend lekker atmosfeer hier met die ondersteuners wat hier op die Erasmus paviljoen is aan die oorkant van ons en ook hier aan die klein paviljoentjie se kant. Ja, Jamesie, verseker 'n feestelike atmosfeer wat die is. Eerste kragmeting van die Metro Series. Tussen 3 skole, Bergsig, Dispatch en Otto Du Plessis. En watter lekker geleentheid is die nie. Ons sê ook dankie vir al die borge
wat hierdie geleenthede vir ons kinders moontlik maak. Ons skakel van die spits wat die balveld afskop. Bal wat rol en rol en rol. Opgetel hier op die 10 meter stippellyn. Dis heel agter wat vorentoe gaan. Hy word vasgevat hier 2 meter van die 10 meter stippellyn van die spits. En die spits gedeelte van die veld, of helfte van die veld. Han sy die bal afgeneem deur die spits. Spits wat vorentoe weer. Telling wat dan nog steeds 15 punte teenoor 7. Maar die strafskop op 'n strafskop teen Bersig. En dit is die dinge, James, die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. Korrek, Nandi, die wedstryd wat gekneelter word deur onnodige foute van meestal van Bergsig se kant. Baie goeie skop daar deur Elijah. Baie goeie lyn staan daar deur Dispatch. Dan gaan die bal agterlyn toe. Buite senter wat amper sy verdediger klop. Dan sien nommer 18 wat hoog ingaan. Skeieregter gaan wat sê hulle moet hom gebruik. Baie goeie verdediging daardeur agter Bergsig. Stramskakel wat 'n tikskopie wil neem op 'n aanslaan. Dis interessant. Sê vir my Fernando, so enigstens punte as bonuspunte as jy met minder as 'n sekere hoeveelheid punte verloor in die Knockout series. James, ek verstaan so, minder as 7 punte, dan kry jy 'n bonuspunt vir verloor met minder as 7. Ek kan ook hier verkeerd wees, maar dit is hoe ek dit verstaan. Dit was so 'n goeie stukkie spel deur Bergsig en dan weer net so baie onnodige foute. Manne wat die bal net moet sekeer en dan gee hom maar basies net vir die opponent en as Spats nou met die teenaanval is hy heel agter. Dis Luckily. Dan sien jy skramskakel, hy gee so 'n blinde aangee van die man in sy binnekant. Nou is dit Dispatch. Nou is dit Dispatch op Bergsig se kwartgebied. Steekskop hier daardeur die loskakel. Dink jy daai was die regte opsie nie? Bergsig op die aanval. Ja, Kurt van Bergsig wat so 'n paar verdedigers klop en dan word hy hardgrond toe gebring. Skramskakel wat sy opsie soek aan die buitekant. Voor hy man wat sy oog net van die bal afhaal. Skeieregter sê is direk af. Man is al wat moet skoonmaak daar op die grond. Swak aangee deur die skramskakel van Bergsig. Nog so 5,5 minute se spel oor in die tweede helfte. Bal word aangeslaan in Bergsig in die rooi sone. Nou is die guldige geleentheid vir Dispatch om punte aan te teken. Dan gaan die bal agterlyn toe. Hy het 'n man in sy buitekant en is ongelukkig word hy ook aangeslaan. James, verseker hierdie wedstryd wat gekenmerk word deur hanteerfout op hanteerfout. Guldige geleentheid daar vir die spits om punt aan te teken, maar ongelukkig is dit die vleuel aan die buitekant wat nie die bal kon raakvat nie. En dan Bersig op die ander kant, James, besig om gevaarlike rugby te speel. Hulle besluit om elke keer te hardloop in hulle eie gebied en dit plaas hulle onder geweldige druk waar hulle net die druk moet verlig in die balveld afskop.
besluit hulle om dan hoë risiko rugby te speel. Ja, ek kan nie verstaan hoekom jy in jou opponent se helfte wil boer die hele tyd nie. Maar dit is seker iets wat die afrigter met hulle gaan bespreek na die wedstryd, hopelik. Vaste skram vir Bergsig. Goed om te sien die skramskakel is nou aan die regterkant van die skram. 5 minute oor in hierdie tweede helfte. Indien Bergsig kan punte aanteken, sal hulle daarom 'n 1 punt bonuspunt kry vir met minder as 7 punte verloor, maar nog 'n sterk skram deur Dispatch, maar Bergsig hier op die aanval. Skramskakel wat losbreek, hy gee vir die losskakel, bal gaan agterlyn toe. Dis hanteringsfoute op hanteringsfoute. Hulle is in die moeilikheid nou. Opgetel daardeur die skramskakel. Let's sit van Dispatch en hy gaan druk. En dit wat soos 'n Engelsman sou sê, game set match vir Dispatch. Beide spanne geel kaarte op hierdie stadium. Dan sien ons uit natuurlik na vanmiddag se groot wedstryd. Die twee eerste spanne wat mekaar gaan vat. As ek reg is, speel hulle 1:30 vanmiddag. 22. En ons is in die laaste 3 minute van 'n 2 minute, 2,5 minute van hierdie wedstryd tussen die onder 15 B's van Bergsig en Dispatch. Wedstryd wat sal geken word aan baie foute deur beide spanne, maar Dispatch wat kon kapitaliseer. Dan gaan die bal na die agterlyn toe hier van Dispatch. Hy maak goeie meters. Bal word afgevat daar deur Bergsig. Skramskakel wat die bal afstuur hier na sy agterlyn toe. Geen strukture hier in die agterlyn van Bergsig nie. Dan kom die bal weer agterlyn toe. Ons twee manne aan sy buitekant. Aangee hulle ek vir my vorentoe. Vlagman wat sy vlag. Of sy twee vingers op het daar aan die aan die oorkant van die veld. En dan sien ons uit na die wedstryd hierna. Tussen die onder 14A span van Dispatch en Bergsig. Bonsai speel onder die vaandel van Bergsig, aangesien Bergsig ongelukkig nie 'n onder 14 span het nie. Maar Bonsai wat die vorige seisoen beide skole se name baie hoog gehou het. As ek nie mis het, hulle die span van Malo gewen verlede jaar. Fine. So ons sien uit na hopelik 'n wedstryd met minder foute. Seker of van die meeste van die dou sou nou al van die veld af gespeel wees. Bal wat hier afgaan in die agterlyn van Dispatch. Hier is moeilikheid aan die buitekant, maar hy 2 verdedigers uitkom. En dis die einde van die wedstryd, dames en here, kykers by die huis. Span van Dispatch wat 7-4-22 teenoor die 7 van Bergsig. Ons sien julle met die volgende wedstryd by die onder 14 spanne.
Hasie man die volgende nou.